Pinotage is 'n reg Suid-Afrikaanse wynkultivar wat vanjaar al 100 jaar oud is. Dit vorm deel van ons ryk nalatenskap en erfenis, 'n wyn wat Suid-Afrika met trots verteenwoordig. So, ek gaan jou nie nou iets wys nie, maar ek gaan jou wel vertel van al hierdie bestanddele hier voor my. Nou, ek gaan jou ook dalk vandag verbaas as ek vir jou sê, sit kakao en koffiepoeier saam met vleis. Maar wees verseker die smaak gaan jou aangenaam verras. Nou, die stappe is baie basies en presies soos 'n oondgeroosterde vleisgereg. Maar dis net die bestanddele wat jou dan nou gaan en mag verras. Nou kom ons gesels gou deur die bestanddele en stappe, want ek moes my vleis reeds hier agter in die oond sit, sodat dit later dan nou net doeksag bedien kan word. Nou jy gebruik sulke stukke gesnyde beeskort ribbetjies, dan verbruin jy dit net so in die pan, so 'n paar stukke op 'n slag, en dan haal jy dit nou natuurlik uit jou pan uit en sit dit eenkant. Nou sodra dit klaar gedoen is, sit jy die eie, die wortels en die seldery en dan so bietjie knoffel. Dan nou verder al jou speserye en sit dit sommer in een bordjie, want is maklik. Dan die tomatieblikkie, woestersous, bruinsuiker, asyn, laurierblare en dan timie ook, vars timie of droë timie in die pan. Nou as alles in die ysterpan is, kan jy dan nou net ook die vleis terug in die pot sit. Dis nou hier waar jou koffie en die kakao en dan natuurlik vleisaftreksel met jou vloeistof of die water gemeng word. Nou dan bedek jy dit met 'n folie of natuurlik met jou deksel en dit gaan dan nou reguit oontoe vir so 2,5 tot 3 ure op 180 grade. Nou na daai 2,5 ure kan jy dit uit die oond uithaal en as daar enige oortollige vet van die vleis dan nou is bo-op, kan jy dit natuurlik net afskep. Nou vir daai laaste 30 minute kan jy dit weer terugsit in die oond sodat dit net lekker bruin of daai bruinigheid rooster gevoel kry. Nou ek gaan later van my souserigheid dan nou afskep en dan kan jy dit sommer in 'n voedselverwerker of met daai stokmenger tot 'n gladde tekstuur gee. Nou jy gaan sien dan nou met opdiening hoe lyk daai sous en glans dit dan nou saam met die polenta vertoon. Nou as ek terug is, maak ek en dan wys ek vir julle hoe maak ons presies hierdie romerige polenta en natuurlik daai balsamiese Brussel-spruite. Nou gebruik nou daardie 30 minute wat jou vleis in die oond rooster om natuurlik jou polenta en jou Brussel-spruite te maak. Nou polenta is iets wat jy dadelik maak en bedien. So polenta is basies daai of in eenvoudige terme geel mieliemeel. Nou ek maak dit altyd gaar presies soos dit op die pakkie se instruksies staan en dit daai verhoudings aandui. Nou ek gebruik wel altyd so helfte melk of room en dan die helfte water. Nou jy mag dalk vra hoekom? Dit is eenvoudig vir ekstra lekkerte. Nou sodra die polenta gaar is, voeg ek dan nou parmesankaas by, botter, bietjie sout en dan nou so maklik soos dit en is jou stysel gereed. Nou loer gou hier in my pot, dan sien jy natuurlik die tekstuur en die dikte van die polenta. Nou, sodra dit afkoel, verdik dit onmiddellik. So moet asseblief nie skaam wees met die vloeistof nie. Myne is nou nog besig om so bietjie te kook, so ek gaan nou hierdie parmesan en die room dan nou net bysit en die botter net om dit lekker romerig te maak. Nou as dit kom by die Brussel-spruite, nou kyk ek ken meer mense wat hulle neuse optrek vir Brussel-spruite as mense wat daarvan hou. Nou my opinie is, hulle het nog net nie die geëet of hulle het die geëet wat eintlik maar nog net verkeerd gaar gemaak is. So kom ons kyk of ek vanoggend my gaste kan beïndruk met een van my maniere om die groente gaar te maak. Nou in 'n bakkie het ek reeds van daai Brussel-spruite net in die helfte gesny en dan natuurlik gooi ek sout en peper by. In die pan het ek gesmelte botter wat ek nou gaan aansit. Dan het ek olyfolie wat ek bo-oor gegooi het, balsamiese asyn of daai reduksie en dan natuurlik 'n bietjie heuning daarbey. Nou in die braaipan braai jy dit net tot dit gaar is en totdat dit lekker gekarameliseer het. Nou die geheim is om dit nie in water op te kook nie. Nou al my elemente gaan nou gereed wees vir opdiening. So as ek terug is, wys ek jou hoe mooi lyk my kosbord.
So ek is opgewonde oor die bordkos wat ek vandag opdien. Dis vir my altyd die eenvoud in smake op 'n bord wat mense kosverwagtinge oortref. Nou ek gebruik vandag 'n plat ronde bakkie. Nou onder gaan ek net die polenta so een smeer gee en dan natuurlik die laaste paar elemente. Nou kom ek doen dit gou en soos ek vroeër vir jou genoem het, hierdie polenta is iets wat jy moet maak en dadelik opskep want hy raak redelik vinnig ferm. So ek vat so een groot lekker skep en dan maak ek net so en dan natuurlik hierso is my vleis en jy sal nou sien hy het 'n lekker net so lekker stuk nou hier kry. Hy het 'n lekker donker kleur en dit is nou natuurlik jou kokos en dan daai koffie. Daar's en dan hierso sit jy nou hierdie van my het nou 'n bietjie gestaan so dan verloor hy sy groen, daai mooi groen kleur. Maar jy kan hom natuurlik ook net so in 'n roosterpan gaga so 'n paar kere laat braai. Daai sit jy dan daar. Hierso is my sous wat ek net in die voedselverwerker gesit het. Dit kan jy nou net so bietjie ekstra oorgooi. Dalk so hier aan die kant om drip. Vir 'n laaste bietjie groen opgekapte persilie. En dan hierdie is nou absoluut net vir snaaksigheid en om bietjie kleur op my bord te bring. Dit is net 'n lemoen wat ek dan nou bietjie in die pan gebraai het en hom gaan ek daar sit. Geen spesifieke rede nie. Nou gaan probeer gerus die resep van my. Dit mag jou dalk net vriendelik verras. Kyk gerus op ons webblad vir my resepte en laai ook sommer daai 25 jaar gedenktydskrif gratis af en kyk hoe mooi dit is.